Here, terwyl ons hierdie lied sing, dan dink ek, is eintlik maklik om dit te sing, want dit is so, dat ons graag wil hê, Jesus moet alles wees, en alles wat ek het, moet vir Jesus wees. Maar U ken ons. U weet hoe ons partykeer is. U weet hoe ek partykeer is. Hoe maklik ons iets anderster ons alles maak. En hoe maklik dit is om uiteindelik net U te parkeer en miskien op 'n Sondag uit te haal, of miskien wanneer ons nood het. Maar dankie vir vanoggend wat ons weer kan stilstaan en net weer ontdek en meer ontdek van wie ons is en wat U vir ons 'n gedagte het. En U is net so 'n amazing God. U is net so besig met ons. En dankie dat vanoggend niks anders is nie. Dat ons die kinders by U kom sit en weer by U kom hoor. Dankie Heilige Gees, dat U nou en ook deur U, deur die woord met ons sal praat. En maak ons ontvanklik daarvoor. Maak ons so, dat ons hierdie paar minute wat ons nou gaan luister, so gevangene sal wees, deur die Heilige Gees, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid dit in die grootste naam bo alle name, Jesus, vir wie ons sê, alles is vir Jesus. Amen. Nou kom ek lees vir julle daar by vers 6. So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. En dan gaan ek aan vers 28 toe, waar ons laasweek by gelees het, dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek, 'n slaaf of 'n vryman is, of 'n man of 'n vrou is nie, in Christus is julle almal een. En as julle in Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. So ek wil graag weer net, ek wil vir jou 'n Bybelse definisie gee van wat is iemand wat 'n kind van God is, of wat is die definisie, hoe kan ons sê, wat is iemand wat 'n Christen is? Kom ek lees vir julle wat staan in Romeine 10. En dis wat jy moet hoor vanoggend, wie jy is, of nie is dalk nie. As jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Dis 'n eenvoudige belofte, dis eintlik 'n gedefinisie, dis, as jy sê, Jesus is my Here, as jy dit bely, dan hoor as jy sê, Jesus is my Here, dan sê jy eintlik, hy is my meester, hy is die een wat in beheer is van my lewe. As jy dit sê, of jy kan so sê, dis die een wat die meeste invloed in my lewe het, dan sê die woord, en jy glo dat God jou vrygespreek het, en dat hy Jesus uit die dood uit opgewek het, dan is jy 'n kind van God. En dis waarmee ons begin het in die begin van die kwartaal, en eintlik by die begin van die jaar, van Januarie af praat ek daaroor. Maar van die begin van die kwartaal af het ons gesê, en dis die eerste skyfie wat ek wil hê ons moet opsit, is dat jy's regverdig gemaak. Ons het daarmee begin. En regverdigmaking beteken dit, dat sonder dat jy enigiets gedoen het, het God van sy kant af gesê, ek wil jou vryspreek. As jy in my glo, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart dit glo, dan word jy in God se oë regverdig verklaar, dan word jy aanvaarbaar gevind. En toe het ek gesê, die 2 weke terug dink ek, het ek 'n storie vir julle vertel van die koning wat 'n straatkind aangeneem het. En ek het toe gesê, die oomblik toe die koning besluit om die straatkind aan te neem, van daardie oomblik af was die straatkind se posisie kind van die koning. En toe het ek ook gesê, maar om daarby uit te kom, moet die koning sy oudste seun gestuur, die kroonprins, en hy het in sy kamer gaan sit, hy het begin om hom te leer, om alles te weet, van hoe om 'n koning se kind te wees. En dis die proses, as ons na ons kyk, het hy die Heilige Gees vir ons gegee. En ons het 2 weke terug daaroor gepraat, dis die proses van heiligmaking. Want jy ontvang net by die wedergeboorte, die oomblik as jy sê, ek glo in God, en ek word wedergebore, ontvang ek kindskap, ek word sy kind, maar ek ontvang ook die Heilige Gees, en die Heilige Gees is gegee, om ons te leer, om soos 'n kind van God op te tree. Maar as 'n derde ding het ek gesê, wat ons kry, wanneer ons wedergebore word, en dit is laasweek oor gepraat, en dis dat jy word in Jesus ingedoop, en daai doop beteken,
indruk in Jesus in en inhou in Jesus in, totdat jy die smaak het, totdat jy begin optree soos 'n kind van Jesus. Onthou julle, ek het gesê, jy gebruik, as jy 'n komkommer in asyn mengsel druk, hulle noem dit 'n pekelsous, dan word hy soos wat die sous is. En dis eintlik wat jy gebeur, wanneer jy in Jesus ingedruk word. Jy word dit, en as gevolg daarvan, dat ons almal in Jesus ingedruk word, is ons dan, dit kry ons by die wedergebore, 'n familie. Daarom noem ons onsself die kerk van die Here Jesus, of hy noem ons so, en ons is sy familie. Maar ek het toe ook gesê, daar's iets anders wat jy kry, en jy kry die uniform, want jy beklee jou met Christus, jy word beklee met Christus, en nou is jy deel van Christus. En ek het gesê dat wanneer jy die uniform aansit, dan wanneer jy die uniform van Jesus aantrek, gebeur dit baie keer so, dat daar vuil kolle mos nou kom op jou uniform. As kind van God, weet ons dit, dat ons baie keer sondig, en dat ons uniform vuil word. En wanneer jy nou as jy nou 'n uniform, of sê nie maar jy dra nou werksklere, en dit word vuil, dan vat jy dit mos na 'n droogskoonmakers toe, om dit skoon te maak. Nou ek het 'n woord vir dit gekry in die Bybel, nee, dis my woord daarvoor, is dat jy vat dit na Jesus toe, en sy besigheid is droogmaak skoonmaker. Hy is die skoonmaker van ons droogmaak. En dis wat hy is. Hy sê, as jy droog gemaak het, bring dit na my toe, die skoonmaker van droogmaak. En weet jy wat? Hy sal geen vrae vra nie. Net soos die uniform, net soos die droogskoonmaker van jou sal vra, nou die kolle op jou uniform, kan jy nie kyk wat jy doen nie. Hy vat dit net en sê, hoor jou maat, jy kan dit kom haal oor 2 dae, en dan is dit silwer skoon. En dis wat hy sê, as jy jou sondes bely, as jy jou droog maak bely, ek is getrou en regverdig om dit te vergewe, en jou te reinig, skoon te maak, van alle ongeregtigheid. No questions asked. Jy gaan hom toe en sê, Here, ek bely dat ek 'n sondaar is. En dan maak hy jou skoon. En dan, en dis waaroor vanoggend gaan, is daai skyfie wat nou reeds op is, dan word ons die 3de, 4de ding wat ons kry, wanneer ons wedergebore word, ons word kinders van Abraham, ons word deel van al die beloftes van God, en dis waaroor ons vanoggend gaan gesels. So kom terug na vers 6 toe, hy sê, so was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham. Nou, sit en dink ek, toe ek nou voorberei, so wat het dit met my te waai? Want ek is mos klaar 'n kind van God. Hoekom is dit vir my belangrik om vanoggend 'n hele boodskap daaroor te maak, oor die feit dat ons ook kinders van Abraham is? En toe ek mooi daaroor gaan dink, dan dink ek, maar jy het in elk geval nie 'n keuse nie, dit word outomaties vir jou gegee. Wanneer jy 'n kind van God word by die wedergeboorte, sonder dat jy dit weet, word jy ook 'n kind van Abraham. En die rede waarom dit belangrik is om dit te weet, is want hy sê hier, al die beloftes van wat God in Abraham gegee het, is ook vir jou en vir jou van toepassing. En die tweede ding ook om het belangrik is om te weet dat ons ook kinders van Abraham is, en al het ons nou nie Joodse bloed in ons nie, dis die gelowige lyn, en ek gaan dit nou vir jou wys, maar dan maak die Ou Testament ons ook sin. As jy 'n kind van Abraham is, en God al van Abraham se tyd af 'n belofte gemaak het oor jou en vir ons dit gegee het, dan raak die Ou Testament ook deel van dit wat God se belofte is vir ons. En daarom is dit belangrik, dat ons ook die Ou Testament sal lees, en te sê, maar die beloftes van die Ou Testament, want baie mense sê, die Ou Testament is 'n history van die Jode, en dit vertel net van die Joodse volk, en van alles wat gebeur het. Maar is ook ons history, want God het al begin met Abraham, en van Abraham af is die beloftes vir ons gegee. Abraham was nie 'n Jood nie. Abraham het gebly in die land Ur van die Galdeërs, en ek het 'n kaart daar vir julle opgesit. Ur is in die suide van Irak, dis teen die Eufraat rivier, en nou die Eufraat rivier, weet julle, kom van is die skepping, is een van die riviere wat uit die paradys uitgevloei het. So Abraham het daar gebly, en toe het hy die maangod aanbid. Hy het nie vir God aanbid nie, hy was nie 'n Jood nie, hy was niks met hulle, want die Joodse volk het eers 400 en wel baie jare na die tyd gekom uit Jakob nie 400, maar die Isak Jakob, en daarna het die Jode eers gekom. Maar die wet van die Jode was glad nie vir hom
Daar was nie 'n wet gewees nie, want die wet het eers 430 jaar teruggekom, later gekom. So Abraham het aanvaarbaar geraak by God, net vir die een rede. Sit weer gou die kaart aan, want hy het God geglo. God het vir hom gesê, Abraham, ek gaan van nou af jou God wees. En jy moet trek hier na Israel toe, die beloofde land. Ons weet nou is Israel, maar daar het dit nie geweet nie. En dan trek hy Turkye toe, ek weet nie hoekom hy eers noord gegaan het nie, en dan kom hy uiteindelik by die plek waar God hom jou geroep het. En hy het God verglo, hy wat nie eers daai tyd van God geweet het nie, het hierdie God wat met hom gepraat het, hierdie onsienlike God, het hy geglo, en daarom het hy gegaan. En daarom kwalifiseer ons ook, as kinders van Abraham, nie omdat ons in die Joodse bloedlyn is nie, maar dood eenvoudig, omdat Abraham geglo het. En daarom is ons het ook hierdie onsienlike God. Ons sien nie vir God nie. Ons hoor nie altyd God met ons praat nie. Maar dit is belangrik vir ons. So die volgende rede hoekom dit vir ons belangrik, of eintlik die groot rede hoekom dit vir ons belangrik is om 'n kind van Abraham te wees, want God is ons God. Nou, ons is nou maklik om dit net so te sê, maar as 'n mens sou teruggaan, en jy gaan kyk terug in die Ou Testament, dan word daar van God afgepraat van die begin af. En dit is vir ons mos nou 'n nou breiner as ons nou daaroor dink, maar eintlik is dit nodig om te weet, dat die God van Abraham, Isak en Jakob, daai God van die Ou Testament, is ook ons God. En daai God van die Ou Testament, het ons in gedagte, mense soos ons in gedagte gehad, toe hy destyds met Abraham 'n verbond gesluit het. Kom ek lees vir julle Genesis 17. Hy sê, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van menigte nasies. Nou dit sluit ons nasie en volk ook in. Jy sal nie meer Abraham genoem word. Tot op daai stadium was sy naam Abram, en dit het beteken verhewe vader of grootvader. Hy sê, maar jou naam sal nou Abraham wees. En ek maak jou die vader van baie nasies. En ek sal jou baie vrugbaar maak. So as jy terug gaan na die verbond toe, dan sê God, ek maak met jou 'n verbond, en ek gaan jou seën, en ek gaan jou so seën, dat al die nasies uiteindelik my seën sal beleef. En as jy Genesis 12 gelees, wat ek nou nie hier het nie, maar Genesis 12 sê God vir Abraham, ek gaan jou seën, en jou nageslag seën, en julle sal 'n seën wees vir die hele wêreld. God het eers moes begin na die vloed om te sê, ek moet weer vir my volk bymekaar maak. Ek moet mense maak, ek wil my bekend maak in hierdie wêreld. En ek moet eers begin. En dan roep hy Abraham. Dan sê hy, Abraham, ek wil hê, jy moet die vader wees van al die gelowiges. En daarom is dit ook vir ons belangrik. Die verbond is ook vir ons. Dan sê hy hier, vers 17 sê, ek bring 'n verbond tot stand, tussen my en jou nageslagte en al die nageslag en al die nageslagte. Dit is 'n blywende verbond. En hier is die verbond. Ek sal jou God wees. En ook die God van jou nageslag. So dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob is ook ons God. Maar is ook ons God. God het nie met Abraham 'n kontrak gesluit nie. 'n Kontrak het 'n vervaldatum. Daai tyd as jy 'n verbond met iemand gesluit het, was die verbond so, dat as die persoon, daar was nooit 'n expiry date op dit vervaldatum gewees nie, maar as jy die verbond sou breek, dan het ek die reg om jou dood te maak. Jy sê dit voor die tyd. Ek sluit met jou 'n verbond, dis baie keer met konings, of met mense wat belangrike goed vir my moet saam doen, ek het die reg, jy gee my die reg, dat as jy die kontrak verbreek, om jou dood te maak. So as 'n mens na mense dink, en God kom en hy sluit met Abraham en sy nageslag 'n verbond, en hulle verbreek die verbond deur hulle ongehoorsaamheid en sonde, dan het God die volste reg gehad om hierdie mense dood te maak. Maar die verskil tussen God en alle ander mense is dat God gesê het, iemand moet doodgemaak word. Daarom sal ek God self sterf vir julle wat die verbond gebreek het. En dit is die storie van die kruis. Dis hoekom die kruis van Abraham se verbond af al kom, en God het gesê, ek sal met julle verbond wees, ek sal vir julle God wees, en as julle dit dan verbreek, sal ek self gaan sterf, en ek sal myself straf daarvoor.
So dis hoekom ons kinders deel is van God, die kinders van Abraham. Hy sê in vers 7, ek gaan net weer vir julle lees, julle sien dus dat die wat glo, soos Abraham, is kinders van Abraham. Ons is kinders van die verbond. Die verbond was deel van ons, van wie ons is. En as julle aan Christus behoort, is julle nakomelinge van Abraham. So die hele hartklop van die Ou Testament, as mens nou hierdie Ou Testament sou vat, die hele hartklop daarvan is dit. God wil vir ons 'n God wees. En dit is interessant, as jy nou Openbaring sal lees, ons het nou Genesis gelees, en as jy Openbaring 21, die tweede laaste hoofstuk sou lees, dan is dit nog steeds so. So dwars deur die Nuwe Testament, dwars deur die Ou Testament, sê God, ek wil vir julle God wees. Hy sê hier so, toe ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, dis die einde, dis die laaste prentjie. Kyk, die woonplek van God, die God van Abraham, Isak en Jakob, is nou by die mense. En hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Die grootste ding vir my, en ek hoop vir jou ook so, om te weet dat God is my God, is dat ek sal nooit God verlate wees nie. Daar gaan niks wees wat jy doen. Daar sal nooit 'n omstandigheid met jou gebeur. Nooit sal iemand iets aan jou kan doen waar God jou sal verlaat. Dis die belofte van God. Ek sal jou God wees. En daarom toe Jesus die groot sonde van ons moes vat, dan sê hy, my God, waarom het U my verlaat? So as Jesus dit sê, dan bedoel dit, hy is verlaat, sodat ons, en dit is hoekom hy ons God is, nooit verlaat sal wees nie. So dis die eerste ding wat ek dink belangrik is, hoekom ons kinders van Abraham identifiseer, want God is van daai tyd af, is hy God, en hy sal dit wees tot aan die einde, dieselfde God, onveranderlik, so jy kan weet, dat God is my God. Ons het in Queenstown 'n dogtertjie gehad, sy was so 5 jaar oud, toe sy oupa dood, en sy was baie hartseer daaroor gewees, en toe sê haar pa vir haar, maar oupa is my God. En toe sê sy, by my God. Hy sê, ja, by jou God. En toe sê sy, so happy, hy is by my God, dis alright, hy is by my God. En ek dink dis wat hy vir ons sê, is my God. Abraham se God is ons God. Die tweede ding is, as ons 'n kind van Abraham is, kom ons glo soos hy. Soos was vers 6, Galasiërs 3 vers 6 sê, so was dit ook met Abraham. Hy het geglo en God het hom vrygespreek. In Genesis 15 kom God na Abraham toe, hy sê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. En verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in God geglo, in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Onthou, hy het nog nie 'n verhouding eers gehad met God nie. En hier kom hierdie God en hy sê vir hom, kyk na die sterre. En wat maak Abraham? Hy glo God. En ek het laasweek gesê, dis anderster is om te sê, ek glo in God, as om te sê, ek glo God. En dis wat ek by Abraham gehoor het. Want julle moet onthou, Abraham was 75 toe die Here na hom toe gekom het, en hy was kinderloos gewees, sy vrou was 'n ouer dame, mens mag maar sê 'n ou vrou nie, maar julle kan maar self gaan lees, oor die muur. Anyway, en dan kom God na hom toe en sê, moenie worry nie, ek gaan vir jou 'n groot volk maak, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak. En wat maak hy? Hy glo God. En dis 'n stap van geloof, wat ek wil maak, en ek wil hê jy moet maak, dat ten spyte van jou omstandighede, en ten spyte van menslike rede wat sê, dit kan nie wees nie, kan jy nog steeds glo, nie net in God nie, maar glo hom. As partykeer sit mense en alles lyk vir hulle hele lewe uitmekaar uitval, dan kan jy soos Abraham sê, dit lyk nie vir my of goed gaan verander nie, maar ek glo God. So as jy nou oor Abraham dink, dan kan 'n mens, as jy dit nog gaan lees, dink maar, yes, maar hy was 'n positiewe ou, hy was baie optimisties om te dink,
veral toe hy 99 jaar is, en nog nie 'n kind nie, en sy vrou is baie ouer geword. Hy was nie net 'n optimis nie, hy het bly glo, en daarom verkondig ek nie positive thinking en optimisme nie. Die Bybel verkondig net een ding, glo God, glo in hom en glo hom. En Abraham het gebly glo, en nou ken julle die storie, dat God, en dis die verhaal van God, dat God uit doodsheid, uit 'n dooie baarmoeder, 'n kind laat voorkom. Dis God. Dat baie keer lyk dit vir jou asof daar niks is nie. Asof dit glad nie sal kan lewe nie, of hier nooit weer 'n uitkoms sal wees nie. Dit leer ek by Abraham, dat God uit niks uit lewe skep. Natuurlik weet ons ook dit, uit die opstanding van Jesus uit die dood uit, dat God uit die dood uit lewe skep. En dis waar jy kan vashou, dat God sal uit die dood uit lewe skep. En daarom gee hy vir ons hierdie ongelooflike definisie in die Bybel, oor wat geloof is. Kom ek lees dit weer vir julle. Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Lees dit net so 'n bietjie weer deur. Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Het is maklik om te sien, mense sê ook dit, sien is glo. Die Bybel sê, om nie te sien nie, dis geloof. En julle weet dat, ek het al 'n paar keer hier gesê, maar julle weet dat ons het 'n Afrikaanse spreekwoord, wat sê Engels seker ook so, waar daar lewe is daar hoop. As jy terug gaan, sit gou vir weer daai vers aan. Maar as jy daai vers sou lees, ek wil hê ons moet dit omdraai. Waar daar hoop is daar lewe. Want dis wat daar uiteindelik staan. Op die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Waar daar hoop is, nie waar daar lewe is daar hoop nie. Want as jy dan dood is, dan is daar geen hoop nie. As jy dit omdraai om te sê, maar waar daar hoop is daar lewe. Hoekom? Want waar daar hoop is, daar is God, en dis wat geloof is. Terwyl ek hoop op God, is God daar. Al is my omstandighede hoe ook al. Jy sien wat geloof, en ons dink baie keer so, as ons vra het vir God, dan voel ons, maar ons is nou ongelowig. Maar geloof, om ernstige geloof in God, 'n diep geloof in God te hê, beteken nie dat ek sonder vrae is nie. Ek kan vir hom die vrae vra. Ek mag vir hom die vrae vra. Want hy is my God. Maar dit beteken dat ek nie partykeer op alles 'n antwoord sal hê nie. En ons hoef nie God se plan te verstaan nie, maar hy bly nog steeds ons God. So daarom bly ons in hom glo. Maak nie saak wat dit is nie. Abraham het geglo en God sal sekere goeders doen. En ons het nou hindsight, so ons kan nou terugkyk en sê, daar het God se belofte waar geword. Maar dit het nie in Abraham se tyd waar geword nie. Maar nooit lees jy dat Abraham ophou glo het nie. 'n Klomp goed wat God vir hom beloof het eers na sy dood waar geword. So God het nie 'n eindpunt vir jou en vir my, 'n vervaldatum. Ja, jy dink dalk jou doodsdatum is jou vervaldatum, maar dit is nie so, by God is dit nie so nie. Want hy weet jy het 'n ewige lewe. Daarom kyk hy nie so daarna nie. Hy maak 'n belofte, en ons kan weet, as hy 'n belofte gemaak het, dan sal dit wees. Al voel dit vir ons eendag eendag by hom is. By hom voel dit nie so nie, want hy is reeds by ons. Hy is reeds ons God. Die derde ding wat hy vir ons sê, is dat kinders van Abraham is ook erfgename van Abraham se seun. Hy sê, as julle aan Christus behoort, is julle nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Nou ons gaan 'n bietjie volgende week bietjie verder oor die erfgename en die kindskap praat, maar ek wil vanoggend bietjie praat net oor daai beloftes. So wat is hierdie beloftes? En daar is nou volgens iemand wat het getel het 7,900 en something beloftes. Ek gaan nou nie almal vandag lees nie, maar ek wil net uitlig wat ons tot nou toe geleer het. Die eerste ding, dis die belofte van regverdigmaking. Dis die amazingste, grootste belofte wat daar in die Bybel is.
is dat wanneer jy in Jesus glo, hy beloof dit van Abraham se tyd af. Nog eintlik van Adam se tyd af. Daar gaan iemand kom. En as jy hom glo, en God glo in deur Jesus, dan is jy vir hom aanvaarbaar. Dis 'n amazing ding. Nou mense hoor dit en sê, dit maak vir my sin, totdat jy eintlik met hulle praat. En as ek baie keer by mense kom, en dan vra ek, weet jy nou, dink jy sal hemel toe gaan? En dan het baie mense af my gesê, ek weet nie, Piet, ek is dan vol sonde, ek is nie seker ek gaan hemel toe nie. Want ons diskwalifiseer ons, eintlik, vir die hemel, deur ons dink as ek sonde het. Eintlik moet ek net na die skoonmaker toe gaan, en hy sal my sondes vergewe. Dit diskwalifiseer jou nie. En weet jy wat maak dit, die feit dat ek weet, die belofte van regverdigmaking is nie net vir vandag nie. Dis ook wanneer ek voor die troon sal staan na my dood. En dis wat ek vanoggend wil hê, jy moet saam met jou vat vir die res van jou lewe. Ek hoef nie vir daai dag te vrees nie. Want ek is regverdig gemaak. Dis 'n belofte wat hy dwars deur die Bybel gesê het, van Abraham se tyd af. Ek is julle God, en jy is voor my aanvaarbaar. Abraham was aanvaarbaar, nie omdat hy die wet onderhou het nie, maar omdat hy God geglo het. Ons raak aanvaarbaar, het ons nou net gelees, as ek glo dat Jesus is my Here en my mond dit bely, is ek gered. Dan hoef ek nie vrees vir God te hê, nooit weer nie. Want dis wie God is. Jy gaan hom eendag in sy gesig kyk, en hy gaan vir jou sê, welkom my kind. En dis wat ek glo. Die tweede ding, kom ek lees vir julle, die skrif het vooruit geweet, dat God ook mense wat nie Jode is, soos ons, sou vryspreek as hulle glo. Sê net, ek wil dit sê nie, die Bybel sê dit. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Amazing God. Dat hy glo, dat hy ons in gedagte gehad. Deel van sy seun. Dat hy ons Vader is. Die tweede ding, en dit is nog 'n groot belofte, en ons het daaroor gepraat, en ek gaan weer daaroor praat oor 2 weke, die belofte van die Heilige Gees. Hoor wat sê vers 14, daardeur kan hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. Amazing, so het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. God gee vir ons sy Gees om ons te help, om so straatkinders soos die straatkind te ons begin, hy leer ons hoe om ons te gedra as kinders van God. En ek gaan weer 2 weke verder praat. Die volgende ding wat gebeur, nog 'n ding van die beloftes, ons is mede-erfgename van Christus. Nou kom ek lees vir julle Romeine 8 wat daaroor praat. Hy sê, die Gees self, die Heilige Gees, getuig met ons gees, vanoggend, dat jy 'n kind van God is. En as jy 'n kind van God is jy ook 'n erfgenaam. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus. En as jy naamlik saam met hom ly, sodat jy ook saam met hom verheerlik kan word. Ons het deel geword van God, van Jesus, ons is 'n erfgenaam. So een van die groot goed wat jy gaan erf, wat alreeds vir ons beskikbaar geword het toe Jesus gesterf het, is dit voordat hy weggegaan het, het hy vir hulle gesê, hoor julle, ek gaan nie as weeskinders hier los nie, ek gaan vir julle plekkie voor te berei. So ons weet, ons gaan eendag 'n tuiste erf, wat ek nou nog gelees het, waar hy gesê het, en God by ons sal wees. As jy nou verder gelees in Openbaring, dan sê hy, waar geen pyn, sonde, lyding, dood, enigiets sal wees nie, net God. Ons erf 'n tuiste. Julle het 'n adres, 'n ewige adres. En ek weet nie presies waar dit is nie, maar ek weet dit is by God. So as jy moet ergens jou adres eendag gaan neerskryf, en jy wonder waar gaan ek eindig, as jy dalk in 'n vertwyfeling is vanoggend, maar miskien is dit omdat daar goed met jou gebeur het, of mense vir jou goed gesê het, of dalk sonde, en jy bely dit, jou adres is vas, want Jesus het gegaan om ons 'n plek voor te berei. Dis wat ons gaan erf.
Ons gaan ook erf, en dis vir my amazing dat ons erf vaderskap, dat Jesus sê, my Vader is julle Vader. Jy kan vir God nie net as God aanbid nie, maar as jou Vader, as Jesus se Vader. Ander ding wat ons gaan erf, en kan erf, is ook lyding. Partykeer is dit so, want Jesus het gelei. Dis meer erfgenaam, partykeer gaan ons dit beleef. Dit kan dalk 'n siekte wees, of dit kan dalk 'n verwerping wees, of kan mense wat jou vervolg wees, mense wat jou bespotlik maak omdat jy 'n Christen is. Dit gaan jy ook erf, as jy ernstig is oor Jesus. En dan gaan jy uiteindelik erf die verheerliking van God, en dis waarna ons op pad is. Dis wat ons gaan erf. So nou alles is die groot vraag, hoe verander die feit, dat jy weet, ek is 'n kind van Abraham, mede-erfgenaam van God, die manier hoe jy lewe? Want as jy weet, God het my in gedagte gehad, toe hy gesê, Abraham, ek gaan jou seën, en hy seën ons in Jesus, in die kruis, tot vandag toe hy sê, ek gaan vir jou tuiste voorberei, en jy is op pad na my toe. Hoe verander dit die manier hoe jy lewe? Paulus het daaroor geskryf, en hy het 'n gebed gemaak, in Efesiërs 1, julle kan dit gaan lees, ek wil net weer vir jou dit lees. Hy sê, ek bid, en dis wat ek vir julle bid, en ek bid dit vir myself. Ek bid, dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is, in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. Ek bid dit vir my, en ek bid dit vir jou, dat jy vanoggend sal besef, miskien weet jy dit lankal al, wat 'n wonderlike erfenis het ek, omdat ek 'n kind van God is. God is my God, hy is naby my, ek kan in hom glo, God is my Vader, ek het 'n ewige tuiste, en so meer, en so meer. So ons is nooit geestelike bedelaars nie, ons hoef nie by God te gaan smeek, en sê, maak my u erfgenaam. As jy 'n kind van God is, kan jy net sê halleluja. 'n laaste ding wat ek wil sê is, hoor hoe lyk hierdie erfenis? Aan God die Vader van ons Here Jesus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Dit kry jy in Jesus, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou sê hy, nou het ons 'n lewende hoop, die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel vir ons in bewaring word. Die hemelse pad wat ons op pad is heen, en ons is al klaar in die ewige lewe in. Ek het nou nog gesê, ons het nie, my God kyk hy nie vir ons as ons na ons dooddatum, asof iets vreeslik met ons gebeur het nie. Maar hy sê, dis 'n erfenis wat nooit sal vergaan, is onvergaanbaar, dit sal nooit, is onverganklik. Dan hoor jy, gaan nie daar kom, en dan gaan hulle vir jou sê, jy het dit net gemis, die plek is gister vol, of gister het iets gebeur, en dit het nou vergaan nie. Dit gaan nooit gebeur nie. As jy oppiets daar by die hemelse erfenis, dan het hy dit vir jou behoue gebly. Die tweede ding wat gaan gebeur, dit sal nooit besmet word nie. Want sonde, niks kan dit weer vuil maak nie. Want jy is verlos van sonde. Die duiwel gaan nie daar wees nie, sonde gaan nie daar wees nie. Jy gaan daar instap en is vol sonde nie. Die derde ding wat gaan gebeur, dit sal nooit verwelk nie, dit sal nooit sy glans verloor nie. As jy vandag gaan lees oor die hemel, en jy hoor hoe wonderlik dat daar is, dat die engele voor hom buig en hom aanbid, en heilig, heilig, heilig sê, en dit is hierdie wonderlikste plek. Jy kan maar gelees in Openbaring. Openbaring is 'n wonderlike boek. Dit sê vir jou wat gaan in die einde gebeur. En die hele wat 'n boek lees, wil ons weet wat gaan in die einde gebeur. Nou gaan lees. Jy kan so opgewonde wees, want dit sal nooit sy glans verloor nie. So jy kan net nooit verloor met God nie. Dis die beste wat met jou kan gebeur. So wat hoor ek vanoggend? Die eerste ding, en dit is vir jou belangrik om vanoggend dit te hoor en seker te maak. Die eerste belangrike ding wat ek hoor is, dit is belangrik om te weet en seker te maak dat jy 'n kind van God is. Want as jy nie 'n kind van God is nie, dan maak niks van vanoggend sin nie. En as jy nog nie daar is nie, dan hoor wat sê, het ek in die oggend van vanoggend gelees. As jy met jou mond bely, die Here Jesus is my Here, is al wat jy doen. En ek glo uit die dood het opgestaan, dan is jy gered. En dis waar jy hom vas moet hou. So as jy nog nie daar is nie, en jy moet dit doen, doen dit asseblief gou.
Maar as jy al reeds 'n kind is, dan is dit vir ons belangrik om te weet, dat ons pad met God, het nie net met Jesus begin nie. As gevolg van die feit dat ons by Jesus begin het dit ook vir ons in Abraham al begin. So alles wat in Abraham beloof is, ons is kinders van Abraham, al daai seën is ook vir ons, 2000 jaar terug. Daarom, as ons kinders van Abraham is, dan is die hele Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament, maar veral die Ou Testament, ook vir ons van toepassing. En oor die feit dat ons in Christus is, kind van God is al die seëninge, ook die toekomstige seën, ons in. So dit sal eintlik 'n groot ramp wees, as jy op jou eie begin om hierdie erfenis te soek, en jy begin leef so, te sê ek moet iets doen, sodat God my sal raak sien. Jy hoef niks te doen nie. Wees besig met die Here van die dinge, en nie met die dinge van die Here nie. Wees met hom besig. Dit sal 'n ramp wees, as jy toelaat dat sonde jou eintlik wegtrek van God af. Want as jy gesondig het, bely jy dit. En dan maak jou droog, maak God skoon. Maar het sal 'n ramp wees, as jy by 'n punt kom, en sê, ek is nou maar so, dis maar wie ek is maar hierdie sondaar. Gaan nooit hierdie sonde oorwin nie. Dit sal 'n ramp wees. Dit sal 'n ramp wees, as jy weet ek het hierdie wonderlike erfenis, en ek kan daarvan lees, en jy maak nooit hierdie Bybel oop nie, en jy lees dit nooit nie, dis 'n ramp, want hier word alles vertel wat jy nodig het, as Abraham, God se kind. Abraham, toe God hom geseën het, het hy gesê, Abraham, ek maak jou 'n seën vir die nasies. As God ons roep as sy kinders, dan maak hy ons ook 'n seën vir die nasies. En dit begin by jou gesin, by jou vriende, by jou werk. As jy nie 'n seën, 'n blessing vir mense is nie, wie anders gaan dit wees? Wie anders gaan jou kinders seën as jy? Daar gaan niemand anders te kom en sê, hoor, ek wil graag jou kinders seën nie. Ja, miskien nie 'n bietjie by die kerk as ek daarvoor bid, maar jy moet 'n seën wees vir jou kinders, en vir jou vriende, en vir hulle by die werk. En wat vir my amazing was, en dit het ek laas hier geskryf, ek is deel van 'n groter storie. Jy is deel van 'n groter storie. Is God se storie, van die begin af. So kom ek bid vir ons. Vader, dankie dat ons ook kan weet, in Abraham het U gesê, U wil almal seën. U wil die nasies seën. U is 'n God wat seëninge, blessings vir mense bring. En die grootste blessing vir ons was Jesus. En U het gesê dat U sal 'n verbond maak met hierdie mense, en U sal vir hulle God wees. En U was. En U het dit bewys aan die kruis. En ons leef nou na die kruis, ons leef na Jesus, ons het hierdie wonderlike voorreg om Jesus te ken. Maar volgens hoor ons maar net, ons is ook deel van die Ou Testament, Ou Testamentiese beloftes van God wat seën, wat 'n verbond gemaak het. En dankie dat ons in Abraham kan vooruitkyk na 'n ewige toekoms, wat by U boek niks sal verander nie, want ons is reeds U kind. En dankie dat ons kan weet nou op hierdie oomblik, as dinge met ons swaar gaan, ons het 'n God. En ons het by Abraham geleer, dat as goed onmoontlik lyk, kan ons nog steeds aan U vashou. En U is iemand wat skep waar dat onmoontlik lyk. Toe Abraham 99 jaar oud was, het hy 'n wonderwerk gedoen, en het nog nooit verander nie. So ons glo in U, maar ons glo ook vir U. Ek bid vir hulle wat dalk in vertwyfeling is vandag. Miskien voel hulle so ver van U af. Miskien voel hulle sondes het oorgeneem. Dankie dat ons kan weet, as ons sondes bely, U is getrou en regverdig om te vergewe. En ons te reinig van al ons droogmaak. Want dis wie U is. Ons kom bely dat ons glo in U, ons God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.